Genadig die hemelse Vader, ons dank vanaand vir Jesus, u seun wat na die aarde toe gekom het en sonde gemaak is, ons plek ingeneem en aan die kruis gesterf het, dat ons deur sy geregtigheid geregverdig kan word, deur ons geloof in sy werk. Ons dank u hiervoor, dat ons hierdie voorreg het, in die ure wanneer daar geen hoop en niks anders is nie. Wanneer alle hoop op nasionale veiligheid of alle hoop op huislike lewe verbreek is, die volk uitgehol, nasies teen nasies, koninkryke teen koninkryke, die natuur wat self uitroep, die einde is op hande, aardbewings in verskillende plekke, vloedgolwe, see wat reën. Ons is so bly dat daar 'n rots is wat hoër is as ek, 'n toevlug in 'n tyd van. Ons dank u hiervoor. Ons sou vra, Vader, dat hy sal voortgaan om met ons te wees soos ons voortreis. Maak dit 'n spesiale geleentheid vanaand, Vader. Ons het baie gebedskaartjies uitgegee vanmiddag waarvoor hierdie mense gebid moet word wat siek is. Mag daar nie 'n siek persoon in ons midde wees wanneer die diens verby is nie. Mag elke sondaar, wanneer ons broer David die altaar oproep maak, soos gewoonlik vanaand, bid ons, Vader, dat sondaars, elke man of vrou wat hier binne is, wat nie 'n Christen is nie, mag hulle u aanvaar as hulle persoonlike verlosser, mag afvalliges huis toe kom na God, besef dat die uur op hande is. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Mag maar sit. Dankie. Hierdie was 'n ongewone dag vir my. Ek het vandag die groot voorreg gehad om die oorvloedige lewe en die geloof keerblad stigtings te besoek. Hoe gelukkig is julle mense hier om so iets in julle stad te hê. Hoe dat God seuns geneem het wat altyd op die hoek gestaan het, hier by Sand Springs met 'n trekklavier. Twee saam en 'n straatdiens gehou het en vandag die wêreld in hulle hande het byna met hierdie groot evangelie. Hoe ek God dank uit die dieptes van my hart dat hy ooit daardie manne gestuur het. Mag die Here voortgaan om broer Oral Roberts en broer Tommy Osborne te seën. Nou, dit verbly altyd my hart om die Here sy mense te sien help, iets te doen wat voordelig is. Elke aand vind ek 'n paar sakdoeke wat hier lê en briewe. Nou, ons glo daarin om te bid oor daardie lappies. Nou, ek het sommige gelees wat gesê het, sal jy hierdie sakdoek salf, broer Branham? Wel, om 'n sakdoek te salf is heeltemal in orde en ons glo dat enigiets wat God sal seën, ons net in gunste daarvan is. Maar as jy oplet in die skrifte, was hulle nie gesalf nie. Hulle het vanaf die liggaam van Paulus sakdoek in voorskote geneem. Ek glo Paulus was 'n fundamentalis en julle, so ek dink waar hy dit gekry het was in die storie van die Sunamitiese baba wat opgewek is, op klein seentjie wat opgewek is uit die dood. Onthou, hy het vir Gehasie gesê, neem hierdie staf en gaan lê dit op die baba. Hy het geweet dat alles wat hy aangeraak het geseënd was. Maar die Sunamitiese vrou se geloof was nie in die staf nie, dit was in die profeet. So sy het by hom gebly totdat hy gegaan en sy eie liggaam oor die baba gelê en dit lewendig geword het. Nou, ons het 'n groot bediening hiervan. Nie 'n groot bediening soos die broers hier het nie, natuurlik. Ek het opgelet, toe ek by die huis kom, het ek na Billy gekyk, ek het gesê, jy weet my kantoor gaan van nou af nogal klein lyk. En ek het 2 tikmasjiene wat in die onderpunt van 'n karavaan sit. Dis die grootte van myne. Maar ek het gesê dat gaan nogal klein lyk van nou af. Maar hoe dat ons daarin bid oor sakdoeke, stukkies lap en hulle uitstuur reg oor die wêreld oral. En die Here seën ons swak pogings om die mense te help. En nou, as julle nie een in die diens kry nie en julle wil een hê, wel, ek sal dit graag vir julle stuur, skryf net vir my. En ek doen goed om genoeg te kry om te betaal vir waarmee ons werk.
'n paar daar by die lesenaar. Ons mag 'n bietjie laat wees om dit te beantwoord, maar ons sal alles doen wat ons kan om dit net by julle te kry sonder onkoste. So vra as julle dit wil hê. Nou, broer Du Plessis is die spreker en hy praat gewoonlik elke aand en wanneer ek inkom, sou dit goed wees om net die gebedsry te begin. Nou vandag het ons besluit, ek het net vir my seun gesê om te kom en 'n paar gebedskaartjies uit te gee, dat ons vanaand vir die siekes kan bid deur hulle deur die gebedsry te bring en vir hulle te bid. Elke aand het ons staat gemaak op die Heilige Gees om uit te beweeg nou en om die mense te roep en julle te laat weet sy teenwoordigheid is hier. Nou, ek glo nie dat daar enige persoon op aarde is wat jou kan genees, wat selfs 'n dokter is nie. Genesing behoort aan God alleen. Ek's die Here wat al jou krankhede genees. Nou, ons dank God vir ons dokters en ons hospitale en ons probeer hulle op geen manier veroordeel nie. Maar daar's geen medisyne wat jou liggaam sal genees nie. Nou, onthou net dat daar nie 'n medisyne is wat ooit uitgevind is of ooit sal wees wat sal genees nie. Jy gee dit vir een, dit sal hom help, gee dit vir die ander en dit sal hom doodmaak, so daar's geen genesing nie. Byvoorbeeld, as ek my hand sny, is daar nie 'n medisyne in die wêreld om my hand te genees nie, 'n gewone mes nie. As dit 'n mes sny in my hand sou genees, sou dit mes sny in my jas genees, sou dit mes sny op hierdie lesenaar genees. Dan mag jy sê, verskoon my, jy mag sê, verbrande medisyne is nie gemaak om jou jas te genees nie, dit is gemaak om jou liggaam te genees. Goed. As ek my hand sny, dood sou neerval en hulle sou my na die ondernemer toe neem en my liggaam balsem met 'n vloeistof wat my natuurlik sou laat lyk vir 50 jaar. Elke dag kon die beste dokters in die wêreld kom, hulle dit toewerk met 'n inspuiting penicillin gee, salf smeer en sokoors daaraan en 50 jaar van nou af sou die sny net so lyk soos dit was toe ek dit gesny het. Wel sê sekerlik, die lewe het uit jou uitgegaan. Wat is dan die genese? Die medisyne of die lewe? Lewe is die geneeser, sien? Medisyne kan nie weefsel bou nie. As ek my motor geswaai het en ek het my arm gebreek, eerste ding sou ek gaan sê, dokter, en gaan sê, spak my arm. Wat as ek ingegaan gesê, genees my arm, dokter, ek wil my motor klaar swaai. Hy sou sê, wel, jy het verstandelike genesing nodig, kerel, en hy sou reg wees, want hy kon nie my arm genees nie. Wel, ek sou sê, is jy nie 'n geneeser nie? Hy sou sê, beslis nie, hy sou sê, ek sal jou arm spalk, dit in plek sit, maar God moet dit genees, dis reg. God is die enigste geneeser wat daar is. Ek is ondervra by my broers in baie groot klinieke en ek het nog nooit een gehad wat vir my gesê het, hulle was geneesers nie. Hulle in die ou Mayo, waarin hulle my genees vir my daardie groot kennisgewing gewys het, wat hy gehad het, dit het gesê, ons maak nie aanspraak om geneesers te wees nie, ons maak nie aanspraak om natuur by te staan. Daar is een geneeser, dit is God, dis waar. Ek het daardie stelling een keer gemaak en iemand het my na die diens vorige keer en gesê, wat van penicillin, broer Branham, maak die verkoue kieme dood? Wel, ek het gesê, penicillin is net soos as jy 'n huis vol rotte gehad het, wat oral gate vreet, en jy het 'n bietjie rotgif uitgesit en die rotte vergiftig. Dit maak nie die gat reg nie, dit maak net die rotte dood. Is reg, dis wat penicillin of enige ander geneesmiddel doen, dit net partymal antibiotika en sovoorts, maak die kiem dood, maar God moet dit genees, dis reg, dis alle genesing behoort aan God. So wees julle net goedhartig teenoor God, glo God en God sal vir die res sorg, dis reg. So ons bid vir die siekes en ons genees nie die siekes nie. Ek het tiene van duisende gevalle gesien genees word. Werklik genees, 4 met verslaaf van opstanding uit die dood in my eie klein bediening, maar ek het nog nooit enige iemand genees nie. Hulle geloof in 'n voltooide werk wat Christus op Golgotha gedoen het. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou, dis jou geloof in daardie voltooide werk wat die werk doen. Dis hoe dit is. Jy bely dit, hy is die hoëpriester van ons belydenis. Hy kan nie enigiets vir jou doen, totdat jy eers bely dat jy, tensy jy bely dat hy gesê het, deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Dan is hy die hoëpriester om voorspraak te maak, volgens ons belydenis. As dit nie die evangelie is nie, ken ek dit nie, en ek was al verkeerd. Maar ek het hom dit
te veel sien doen. 'n sekere 'n prediker het 'n tyd gelede vir my gesê, ek gee nie om of die as 'n skaduwee van 'n man met kanker heeltemal normaal sou opstaan, ek gee nie om wat jy sou sê nie, ek glo dit nie. Hy sê beslis nie, dit was nie vir ongelowiges nie, dit was net vir gelowiges. Dis al waarvoor dit bedoel was. Ongelowiges sal dit nooit sien. Dit was nie bedoel vir ongelowiges nie, dit was bedoel vir gelowiges. Hy wat glo, is alles moontlik. So, ons het Amerika as vol Joodse gelowiges. Die Joodse mense het gebruik gehad om hande op te lê. Dit was nooit vir die heidense kerk nie. Nee, meneer, dit was vir Jode alleen. As jy oplet, daar was 'n priester wat gesê het vir Jairus wat vir Jesus gesê het, kom lê u hande op my dogter en sy sal lewe, sy was baie siek, lê u hande op haar. Vir die Romein heiden het hy gesê, ek is nie waardig dat u onder my dak inkom nie, spreek net die woord, my diensknegt sal lewe. Sien die verskil? In Afrika het ons 'n gebedsry gebring en omtrent 3 of 4 mense het deur die gebedsry gegaan in Durban, Suid-Afrika, waar broer Du Plessis vandaan kom. En hulle 30,000 bekeerlinge geskat binne 'n paar oomblikke daarna. 30,000 mense het Jesus Christus as persoonlike verlosser ontvang. En duisende het broer Bosworth geskat, o Papa Bosworth, o omtrent almal van julle het hom geken. Ek vergeet hoeveel duisende hy geskat het van krepels en verlamdes en blindes krippel, wat hulle kiries gelos het. En krikke en beddens het net op die grond gelê en weggestap omdat hulle dit geglo het. Hulle het iets egs gesien en hulle dit geglo. Maar op een of ander manier en hier by die huis wil ons hande op die mense gelê hê. Dus laat dit vir jou wees volgens jou geloof. So ons is altyd bly om vir die siekes te bid. Maar die regte manier vir ons om dit te ontvang is om te weet dat geloof kom deur die gehoor van die woord. Nou, as jy die praatjies aanteken net vir omtrent 15 minute, wil ek graag net 'n dramatjie hê vanaand om soort van rond te voel in die diens. Ek wil lees uit Matteus se evangelie, die 14de hoofstuk en die 27ste vers. En Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, wees nie bevrees nie. Hoe ek van daardie skrif hou. Dit moes omtrent sononder gewees het, na die beste wat ek my kan voorstel. Toe die groot gespierde visserman die bootjie uitgestoot het in die meer, self aan boord geklim, en op deur die sitplekke en sy plek gevind het langs sy broer Andreas en gaan sit het, soos elkeen die roeispan geneem en die bootjie op die gladde meer begin roei het, vinnig uitgeseil het op die meer. Nadat die laaste een van die oewer af totsiens gewaai het, hulle totsiens gewaai het vir hulle terwyl hulle oor die meer gegaan het, en hulle ver genoeg uitgegaan het tot waar hulle nie meer kon sien of waai nie. Moes dit die jong Johannes gewees het wat 'n oomblik gestop en sy hand geneem het om die sweet van sy voorkop af te vee, gesê het, broers, toe ek net 'n klein seentjie was, kan ek onthou hoe moeder my altyd in haar arms geneem en die heilige skrifte vir my gelees het, hoe sy altyd gelees het en my vertel het dat toe ons volk na hierdie mooi land toe gekom het. Opgekom het uit Egipte waar hulle in slawerny was vir 400 jaar, dat die groot Jehova God brood uit die hemel gereën en ons mense gevoed het vir 40 jaar in die woestyn. En ek kan onthou hoe ek altyd gesê het, mamma, het engele daar die brood gebak en dit na ons mense toe gestuur? En sy sou vir my sê, klein Johannesie, ek glo nie dat engele daar die brood gebak het nie. Ek glo dat God, die groot skepper van die hemel en aarde, net die woord gespreek en daar die brood geskep het wat ons mense gevoed het.
Nou broers, wat was julle opinie vanmiddag toe julle hom daardie 5 klein broodjies en 2 visse sien neem het en 5000 gevoed het? Sekerlik volg ons nie 'n bedrieger soos mense sê ons volg nie. Daardie man het een of ander verbintenis met die hoof van God, want hy kon brood reg in sy hande skep. Ek glo nie mag hy gesê het dat daardie man 'n vals profeet is nie. Ek glo dat ons die seun van die hoof van God volg. Al het Simon die groot visserman gesê, waarlik, net reg oorkant waar ek 'n paar jare gelede vis gevang het, het hy eendag vir my gesê, ek word oud, Simon, en ek het God my hele lewe lank probeer dien en net so eerlik gelewe as wat ek geweet het hoe. En ek het jou groot gemaak, my seun, om dieselfde God te glo. Maar dit lyk asof ek miskien nie die beloofde een sal sien nie. Maar jy is nog 'n jong seun, jy mag hom dalk sien. En nou seun, voor ek weggaan, wil ek hierdie in jou hart inboesem. Petrus mag dit gesê het, dat sy vader gepraat het, gesê het, seun, moet nooit die skrifte verlaat vir enigiets wat gebeur nie. Bly by die woord. Nou Moses die profeet het vir ons gesê dat die Here ons God enige profeet onder ons sou oprig, onder ons volk. En hierdie man sou die Messias wees. Hy moet 'n man wees, net 'n gewone man wat onder ons opgerig word. Maar hoe jy hom sal ken, seun, hy sal 'n profeet wees. En jy sal onthou dat dit die Messias is wat sal kom. Lank was die dag sedert hierdie land 'n profeet gehad. En toe Andreas daardie dag gekom het en vir my van daardie stories vertel het, van hierdie Jesus van Nasaret, het ek dit betwyfel, broers, in my hart. Ek het dit regtig betwyfel. En ek het gesê, Andreas, jy dagdroom, ruk jou reg. Ek het hom baie rof behandel. Maar eendag het hy my oorreed om te gaan, en toe ek by die man gekom het, het ek opgelet, daar was niks ongewoons aan hom nie. Maar hy het omgedraai en na my gekyk en gesê, jou naam is Simon, en jou vader was Jona. Nie net het hy my geken, maar hy het daardie goddelike ou vader vir my geken. Dit het dit afgehandel vir my broers. Ek het net toe geglo voor ek hom ooit enige brood sien breek en dit geseën het. Het ek geglo dat dit die Messias was, maar my vader het dit vir my gelees uit die skrifte, en ek weet die skrifte lieg nie. So ek was tevrede dat dit die Messias was. Dit moes omtrent daardie tyd gewees het wat Filippus kon gesê. Maar broers, julle moes Nathanael se gesig gesien. Broer Nathanael wat daar in die voorkant van die boot sit. Julle moes sy gesig gesien het daardie dag toe hy was. Ons het met mekaar gepraat en toe ek hom in die teenwoordigheid van Jesus ingebring het en ek het hom vertel van dinge wat gebeur het. Hy het gesê, dis net iets wat jy jou verbeel. Maar toe hy in die woordigheid van Jesus gekom het, het hy vir hom gesê dat wat hy was, dat hy 'n eerlike man was, 'n goeie man, en dit het broer Nathanael verstom. Maar toe hy vir hom gesê het waar hy was voor hy na die diens toe gekom het, was Nathanael oortuig dat dit die seun van God was. Toe het groot Andreas wat sy arm om Simon gesit het, dalk iets soos hierdie gesê. Maar hoe het ons almal gevoel toe hy ons in die stad ingestuur het om brood te koop? En toe ons terugkom, het ons hom met iemand hoor praat. En ons het nader geglip om te luister wat dit was. En daar het 'n vrou gestaan met 'n slegte naam en met hom gepraat by die poort van Samaria, by die put. En ons het hom haar hoor vra om haar man te gaan haal. En ons het na mekaar gekyk en sy het gesê, ek het nie 'n man nie. Ons het net gedink, daar was 'n glips iewers. Ek het nie 'n man nie. Maar hy het haar reg in die gesig gekyk en gesê, jy het reg gesê, want jy het 5 mans gehad, en die een waarmee jy nou saamleef, is nie jou man nie. Broers, het julle die uitdrukking op daardie vrou se gesig opgelet? Vinnig het sy omgedraai en gesê, meneer,
U moet 'n profeet wees. Ons weet die Messias sal kom en hy sal vir ons hierdie dinge vertel. Toe het hy daardie algenoegsame, bevredigende vertroosting vir daardie vrou gegee en gesê, ek is hy wat met jou praat. Het julle haar voorkoms opgelet, toe sy omgedraai het met daardie vreedsame kyk op haar gesig, in die stad ingehardloop geskree het aan beide kante, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die Messias waarna ons soek nie? Is dit nie die profeet wat Moses gesê het sou opstaan in die laaste dae, wat een onder ons sou wees nie? Hy's nou daar buite by die put, 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. En het julle opgelet, broers, toe daardie Samaritane van die stad afgekom het, hulle nooit gevra om dit een keer te herhaal nie. Hulle was tevrede dat dit 'n persoon was en hulle het dit geweet. Die bootjie soos dit oor die meer gejaag het, moes dit omtrent daardie tyd gewees het wat Satan moes opgestaan het en gesê het, o, ek het hulle alleen betrap sonder hom. Nou is my tyd om met hulle af te reken. Want hulle het my demone uitgedryf en so voort, so ek sal met hulle afreken. Dis wanneer Satan kan afreken, wanneer hy vind dat jy vertrek het sonder Jesus. Dis wanneer Satan die kerk sal kry, wanneer jy so geïnteresseerd raak in iets anders, behalwe bidure. Wanneer jy so geïnteresseerd raak dat jy veronderstel is om 'n natuurlike groei te hê in plaas van 'n geestelike groei. Onthou dan, Satan is op sy pad, hy het julle betrap sonder hom. O God is my gebed, maak die kerk weer wakker vir oudheid se heelnag bidure, maak die mense wakker vir 'n geestelike atmosfeer. O dit verg dit om kinders in die koninkryk in te bring, dit verg die atmosfeer. Net vanaand terwyl ons hier sit, as hierdie regte atmosfeer sou plaasvind, sou hierdie hele groep hervul word met die Heilige Gees, sou elke siek persoon gesond gemaak word. Dis die atmosfeer wat dit doen. Ek kan 'n hoendereier neem en dit in 'n broeikas sit en die atmosfeer reghou. Dit sal 'n hoender uitbroei, nie 'n broeikas nie, sien? Omdat dit die atmosfeer is wat tel. Sit 'n hoendereier onder 'n hond, dit sal 'n hoender uitbroei. Dis die atmosfeer. En dis wat dit verg in die kerk vandag, nie soveel stywe geloofbelydenisse en teologie nie, maar die gees van die lewende God wat afstort op sy mense om 'n geestelike atmosfeer te bring. Nie een wat sê ek glo dis dit, 'n ander een ek glo dis dat nie. Dis moeilik vir die Heilige Gees om te werk. Weet julle wanneer die Heilige Gees die eerste keer gekom het? Dit was op die dag van Pinkster, toe hulle almal in een plek en eendragtig was. En toe daar uit die hemel geluid gekom soos van 'n geweldige rukwind. Hulle moes die atmosfeer regkry. Dis wat ons vandag nodig het, broers. Ons is ver agter. Die kerk behoort 1 miljoen myl in die pad af te wees. Wanneer ons neem soos wat gebeur het daar oor kan in Afrika nou die dag, toe ons dierbare broer Billy Graham, toe daar die Hindu daar uitgekom en 'n uitdaging soos daardie teen die woord van die lewende God gemaak het, wys dit ons het 'n ander atmosfeer nodig in plaas van teologie. Ons het die krag van die Heilige Gees onder ons nodig, manne wat gewillig is om te staan op wat God gesê het die waarheid is. Dis atmosfeer wat ons nodig het. Miskien in hierdie groot dag van voorspoed, dat ons so geïnteresseerd was in voorspoed, dat ons die hoofsaak versaak het. Miskien het ons afgegaan op een of ander soort van 'n beroering sonder hom. Ons moet dit nie doen nie. Dis atmosfeer, dis 'n plek waar ons Christus wil hê. Nou het nie baie ver van hulle af weggegaan toe hy geweet het dat hulle hom nodig sou hê nie. Ek glo dat hy vanaand weet dat ons hom nodig het. Ons weet vandag dat ons hom nodig het. Ek het hom nodig, julle het hom nodig, ons het hom almal nodig. Ek het meer van hom nodig, julle het meer van hom nodig. Daar's een ding waarmee ek nie tevrede kan raak nie, genoeg van God. O, en soveel as wat ons onsself kan laat gaan,
dan kan God inkom, maar ons moet ons self uit die pad uit kry. Ons eie idees, die Heilige Gees laat inkom en ons dinge wys wat sal kom. Hy het gesê hy sou dit doen en dinge tot ons herinnering bring. Nou Jesus in die wete dat daar die disippels in die moeilikheid sou beland, het hy op die hoogste heuwel geklim wat hy kon klim, ver bo op die berg, sodat hy reg oor die meer kon sien. Maar hy het geweet, iewers daar binne gaan hulle in die moeilikheid beland. Sodra hulle uit sy sig was of uit sy teenwoordigheid, het hy geweet dat Satan hulle sou volg. En hy het op die hoogste berg geklim, sodat hy die heelpad oor die oseaan kon kyk, en hulle sien totdat hulle aan die einde van die reis gekom het. Nie net het hy dit vir hulle gedoen nie, maar hy het op die hoogste berg geklim wat geklim kon word. Hy het Golgotha berg uitgeklim en van daar af bo kan die maan en die sterre en die heelpad op in die hemel, sodat hy kon sien van ewigheid tot ewigheid, want hy het geweet sy kerk sou behoeftig wees. En hy sy oog is op die mossie en ek weet hy hou hier die diens dop vanaand om iemand te probeer vind wat geloof het, wat hom sal glo en nie twyfel en rondstoot en allerhande valse goed maak nie, maar sal glo dat God se eenvoud in sy woord is, wat hy gesê het wat waar is. Hy het geklim tot by die walle van heerlikheid ingegaan en bo in die maan en die sterre in sy opstanding. Die profeet het gesê, toe hy so hoog daar bo gekom het, dat hy miskien in die Ou Testament heiliges op die pad boontoe wel. Ek kon die engele oor die hek sien kyk en hulle het geskree daar binne, die Ou Testamentiese gelowiges het gesê, hef op julle ewige poorte en word julle opgehef en laat die koning van die heerlikheid inkom. En die engele aan die ander kant die hek het gesê, wie is hier die koning van die heerlikheid wat inkom? Die Here van die leerskare, magtig in die stryd. En hulle het die knoppie gedruk en die groot hek het oopgevlieg en Jesus en die Ou Testamentiese gelowiges het in daardie straat afmarsjeer, oorwinnaars o goeiste, op na die troon van God en gesê, hier is hulle Vader. Staan aan my regterhand, totdat ek al die vyande u voetbanke maak, en vandag sit hy daar in krag en heerlikheid, en waak daaroor, net soos die ou arend. Ek het eendag bo op die kraanse gery, beeste gesoek, en ek het 'n storm opgelet wat kom, en 'n ou moeder arend het haar kleintjies afgeneem in die vallei. En hulle het net 'n Pinkster jubelfees daaronder gehad, oor mekaar gedraai, eerste keer wat hulle ooit uit die ou stekelerige nes uit was, en hulle daaronder rondgespeel soos kindertjies. Daar die ou moeder arend in die heelpad teruggevlieg na 'n groot hoë rots, en sy het daar die groot vlerke toegevou, party van hulle 14 voet in deursnee, en sy het daaronder weer gekyk na daardie babetjies. 'n Prairiewolf beter nie na een toe kom nie, sy het daaroor gewaak. Sy het daar bo gestaan en daar die groot skerp oog kon myle en myle versie. Die skerpste oog wat daar is 'n arend. Afgekyk wel kan hy as 'n valk hom probeer volg, so hy disintegreer in die lug. So die arend is 'n spesiaal geboude voël en hy moet 'n spesiaal geboude oog hê sodat hy kan sien waar hy is. God is Jehovah arend en hy sit op die troon van heerlikheid en kyk na sy kinders net vry wat 'n lekker tyd het. En naderend het daar 'n storm opgekom, daardie ou moeder arend het van daardie rots afgekom, daaronder toe gevlieg en geskree. Al daardie klein arendjies het haar vlerke beet gekry met hulle pote. Het hulle klein snaveltjie geneem en dit in 'n goeie stywe veer ingehaak. Sy het opgestyg met daardie groot vlerke, daardie storm trotseer, reguit na die skeur in die rots toe gegaan. Ek het my perd vasgemaak en rondgehardloop om 'n boom geskree so hard as wat ek kon. Ek het gesê, o, sy oog is op die mossie, ek weet hy hou my dop. Eendag sal hy sy groot vlerke uitsprei en afkom. Ek wil daar die ou ruwe kruis vasgryp en daarin vashou tot hy die Heilige Gees my uittrek in hierdie chaos waarin ons vandag is. Jy siek is vanaand, kry hou vas op God se belofte van die kruis, van die opstanding. Hou daar vas totdat hy jou uitneem. Daar was hy, alle hoop was weg. Miskien is jy vanaand, miskien sê die dokter, jy kan nie langer lewe nie. Miskien dink jy het die lyn oorgesteek, jy kan nie gered word nie. Dis verkeerd. Solank jy genoeg God in jou het om hier na hierdie kerk toe te kom vanaand, is daar hoop vir jou om gered te word. Solank die Gees van God met jou werk.
En solank jy genoeg geloof het om hiernatoe te kom, om voor gebid te word, om onder die atmosfeer van die lewende God te kom, onder sy beskerming en sy werke, as jy net daardie geloof sal gebruik en vashou aan die belofte van God, sal jy gesond word. God het dit beloof, dis wat God gesê het. Daar en ek reken die storm wat geflits het in die wêreld oor die hemel en die groot golwe, toe die duiwel sy gif so uit sy mond geblaas het. En die golwe die heel pad van die bodem van die meer afgebring het, 10.000 duiwels wat daar sit en jy, ons sal hulle binne 'n paar minute kry, net 'n tydjie sal ons hulle kry. Soos hy sy giftige asem geblaas het om baie kerke te ontstel, baie groot gemeentes, baie mense van goeie Amerikaner, wat sy gif in hulle probeer inblaas en sê, die dae van wonderwerk is verby, daar's glad nie so iets soos die doop van die Heilige Gees nie. Dis al wat hy weet. Dis al wat hulle weet. Ek sê hulle, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy is dieselfde. Toe die groot golwe getref het, amper alle hoop dat hulle ooit gered sou word, het hulle toevallig gekyk en hulle het hom aangestap sien kom op die water. Maar die hartseer, 'n deel daarvan was, vriende, hulle was bang, hulle het gedink dit was spooke. En dis dieselfde ding wat vandag met die kerk gebeur het. Hulle is bang vir die enigste hoop wat hulle kan red. Die enigste hoop wat hulle kan help, hulle is bang. Ek glo as Jesus na hierdie diens kon kom vanaand en verskyn in 'n fisiese vorm in 'n liggaam, sou hy dieselfde dinge sê wat hy daar gesê het. Wees nie bevrees nie. Dit is ek, hou goeie moed. Ek glo dat hy nou hier is. Ek glo dat sy Heilige Gees hier is. Want dit doen dieselfde dinge wat hy doen. Dit bring dieselfde soort vrugte voort wat hy voortgebring het. Moenie meer agterdogtig wees nie. Jy hinder net die ander gelowiges. Word eensgesind sê, God is ons dankbaar dat U die Heilige Gees met ons toe gestuur het en ons glo dit. En dis U en ons aanvaar U. Ons dink nie dis spiritualisme of een of ander spook nie. Ons glo dis U, Here, omdat die skrif so gesê en U dit beloof het en ons is hier om dit te ontvang. En wanneer ons vir julle bid vanaand, wanneer nie net ek vir julle bid nie, maar hierdie groep predikers hier, oral rondom die plek. Ons is nie net een wat bid nie, ons bid almal. As ek siek was daar buite in hierdie ry ingekom het, so ek wou hê, julle moet vir my bid, elkeen van julle. En ek sou beslis, as ek my baba daar buite gehad het, as ek my vrou in daardie gebedsry laat kom het, so ek wou hê, elkeen van julle moet dadelik opreg wees daaroor. En as jy hier gestaan het om te bid vir my vader, of my moeder, of my suster, of broer, of geliefdes, so ek wou hê, jy moet opreg wees, broer, en ek wil ook opreg wees. En ek vertel hulle niks behalwe wat die skrif is nie. Christus het alreeds elkeen van julle genees. Julle is al vir 1900 jaar genees. Want terwille van ons oortredinge is hy deurboor. Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. En as hy hier gestaan het vanaand in 'n fisiese liggaam, daardie liggaam sit aan die regterhand van God Almagtig. Wanneer dit terugkom, sal daar nie meer tyd wees nie. Daar sal 'n wegraping wees en die kerk sal opgaan om hom te ontmoet en by hom te wees. Ons sal die Here in die lig ontmoet wanneer hy terugkom. Sy koms sal wees soos die wêreld skyn van die ooste selfs tot in die weste. So sal sy koms wees. En elke oog sal hom sien, elke knie sal buig en elke tong sal hom bely. Maar sy Heilige Gees is hier. Vanaf die dae van Luther het hulle onder regverdigmaking gelewe. Die dae van Wesley het hulle bietjie hoër gekom. Die kerk het in die minderheid geword onder heiligmaking. Toe die Pinksterbeweging kom by die doop van die Heilige Gees was of die herstel van die gawes. Nou gaan ons net bo kan dit in na die hoofsteen. Die kerk moet wees soos die Gees in die kerk en die Gees wat in hom is, moet dieselfde wees. Toe God die verbond met Abraham bevestig het, het hulle opgelet wat hy gedoen het. Daar die diere doodgemaak en die duwe en soortvoorts daarin gesit en hulle verbond gemaak het. Wat is 'n verbond? In Amerika sê ons, laat ons 'n verbond maak. Goed, ons sal 'n middagete hê, ons sal handskud en sê, ons sal saamstem, dis 'n verbond. Oorkant in Japan, wanneer jy 'n verbond maak, gooi hulle sout op mekaar, dis 'n verbond. In die ooste in die tyd van Abraham, toe hulle verbond gemaak het, het hulle 'n dier doodgemaak, soos Abraham het die ram verdeel en soortvoorts en die bok wat het ook daar verdeel het, 3 diere en hulle langs mekaar neergelê.
En dan het hulle verbond op 'n stuk papier geskryf tussen hierdie twee gestaan en 'n belofte aan mekaar gemaak. As hulle hierdie verbond verbreek het, laat hulle liggame soos daardie dooie dier wees. En hulle het die verbond uitmekaar geskeur soos hierdie. Een het een stuk papier geneem, een die ander. Om hierdie verbond te bevestig, moes albei stukke kom en in mekaar pas. Jy kon dit nie kopieer as jy moes nie. Daar sou geen manier wees om dit te doen nie. Jy moes dieselfde ding wees. Dis wat God gedoen het by Golgotha. God het vir Abraham gewys dat Jesus deur sy seun Isak sou kom en God het Jesus na Golgotha geneem en daar het hy hom uitmekaar geskeur. En hy het die liggaam opgerig en dit aan sy regterhand geplaas en dieselfde Gees wat op hom was, afgestuur na die kerk toe. En by die opstanding sal die Gees wat in Christus was in die kerk moet wees, of dis nie die verbond nie. Ek hoop julle sien dit, broer, suster. Die Gees wat in hom was, moet in jou wees. Dis sy verbond, dieselfde Gees. Hy wat in my glo, die werk wat ek doen, sal hy ook doen. Hy is hier vanaand. Kom ons buig ons hoofde. Sou daar vanaand 'n man, vrou of seun, meisie in ons midde wees wat hom nie ken in die vergifnis van hulle sondes nie. As hulle graag onthou wil word in hierdie gebed, dat God wees my genadig en maak my 'n voorwerp waardeur U kan werk. Voor jy die Heilige Gees een ding sien doen het, sal jy net jou hand opsteek, sê, bid vir my, broer Branham, ek wil Christus aanvaar. God seën jou, meneer, dis regte bo in die balkon aan my regterkant. Hierdie, God seën julle, dis goed, verskeie. In die balkonne aan die voorkant, goed. Balkonne aan die linkerkant, steek nou jou hand op as jy nie Christen is nie. Ek gaan julle net vra, God seën julle. God seën julle kerk, hier onder aan die linkerkant op die balkon, God seën jou, ek sien jou hand. Natuurlik, God sien jou, sekerlik. Hy weet alles van jou af. Goed. Hemelse Vader, hulle het hulle hande opgesteek en ek glo hulle is opreg, Here. Ons besef dat daar nie veel tyd oor is nie, Jesus kom. Ons sien die laaste teken wat hy die kerk gegee het, is waar hy homself as die Messias verklaar het. Hier is hy vandag met dieselfde Gees in sy kerk, onder sy mense, om die siekes te genees, dinge te voorspel wat sal gebeur, dinge te vertel wat was, die verborgenheid van die hart bekend te maak. Jesus het hulle gedagtes gesien. En nou, Vader, ons sien dat daar dieselfde ding weer in die kerk ingekom het. Sekerlik is U koms naby. Help hierdie mense wat hulle hande opgesteek het, dat hulle U mag ontvang vanaand as hulle eie persoonlike verlosser en gered word van sonde en gevul met die Heilige Gees, dat hulle die lewe van ware toegewyde Christene kan lei. Skenk dit, Vader, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie vir daardie 20 minute. En nou, julle wat julle hand opgesteek het, wanneer die altaar oproep vanaand gemaak word deur ons broer Du Plessis, wil ek hê julle moet hier na toe kom. As jy dit bedoel het, jy jou hand opgesteek het en jy het dit regtig uit jou hart uit bedoel, weet jy dat God jou net toe op jou woord geneem het? Weet jy het elke wetenskaplike reël gebreek wat gebreek kon word toe jy jou hand opgesteek het? Jy sê, broer Branham, het dit enigiets gedoen? Ja, meneer, Jesus het gesê, hy wat my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. En sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Jesus het dit gesê, Johannes 5:24. Nou wanneer jy jou hand opgesteek het, sê, wat het dit aan ons gedoen? Ja, volgens wetenskaplike reëls hou swarte krag jou hande onder, jy kan nie jou hand opsteek nie. Maar daar was 'n gees binne in jou lewe wat mag oor jou gehad het, 'n gees deur jou wat getuig het dat jy verkeerd is en jy wou reg wees. Jy het jou hand opgesteek na jou Maker. Wetenskap sê volgens, as daar nie 'n gees in jou was nie, sou jou hand moes afhang. Maar daar's 'n gees in jou wat 'n besluit geneem het en jou hand opgesteek het. God het dit gesien. As jy dit regtig bedoel het, is jou naam op die langste boek van die lewe geplaas. Dis presies die waarheid, broer, as jy regtig glo. Nou, soveel as wat geglo het, is bygevoeg by die kerk. Nou na dat ons bid vir hierdie gebedsry, wil ek hê julle moet hiernatoe kom, hier bo staan en laat in die openbaar getuig. As julle hom sal bely of hom sal bely voor die mense, sal ek julle bely voor my Vader. Maar as julle skaam is vir my voor die mense, sal ek skaam wees vir julle voor my Vader en die heilige engele. Dis wat Jesus gesê het, so kom julle vanaand onmiddellik hierna.
Hoeveel hier binne wat weg is van God af, wat God nie ken nie en julle belofte aan God verbreek het? Nou, ek glo dat wat genade betref, daar nog steeds genade vir julle is. Maar julle wil graag terugkom na God toe en julle sê, as die Heilige Gees in die diens sal inkom vanaand en doen net soos hy gesê het, wat hy destyds gedoen het, dat hulle hom herken het, wil ek terugkom na God toe en hom vra om my lewe opnuut te vul en my uit te stuur as 'n getuienis van hom, terwyl dit dag is. Jy sal geen ander tyd hê na hierdie lewe verby is om ooit vir Christus te getuig nie. Jy moet dit nou doen. Sal jy jou hand opsteek, sê, bid vir my. As ek nie jou hand sien nie, God seën jou meneer. As ek nie jou hand sien nie, God sien beslis goed. God seën julle. Ek bid dat God dit aan elkeen van julle sal skenk. Wat was daardie gebedskaartjie F, gebedskaartjie F? Hoeveel? 50. My seun het gesê dat hulle, ek glo hy en Jean het 50 kaartjies uitgegee vanmiddag van F, gebedskaartjie F, 1 tot 50. Nou ons gaan vanaand vir daardie hele groep probeer bid. Nou ons wil nie, jy wil nie haastig wees soos 'n arena nie. Jy wil net baie eerbiedig wees, sit stil totdat jou nommer geroep word. Wie het F? F soos 'n vader. F nommer 1, sal jou hand opsteek, kom reg hier na toe suster, staan reg agter hier binne, kom reg om die gordyn hier. F nommer 2, sal jy opsteek jou hand? Hulle glo dit. Dis nie altyd dat ons die volmaakte geloof op die platform kry nie. Ons kry dit nie elke keer nie. Goed, 26 was dit. Wie het 26? Gebedskaartjie 26. Was dit reg? 23. 24. Wie het dan gebedskaartjie 24? Wat was dit, David? 22. Wie het dan gebedskaartjie 23? 23. Het jy 23 dame wat net hierna toe kom? 24. Wie het 23? Jy dame? 23. Goed. 24. 25. Sodat ons nie sien dat ons hulle nie almal laat saamdrom en dit nie die mense opgewonde maak nie. Jy wil eerbiediglik na hierdie toe kom, stil in die wete wat jy doen. Julle kom soos na 'n lewende rots, Christus Jesus. 23, 24, 25, 25, 26, 26, daaronder, 27, 27. Goed. Ek glo, miskien kan hulle net so goed na hierdie kant toe gaan, miskien. 27, 28, wie het gebedskaartjie 28? 28, goed, goed, kom daar rondom dan. 28, 28, goed, 28. Kan die vrou loop? As sy kan loop, goed, dis reg. As sy nie kon nie, wel sal ons iemand bring om haar te help nader bring. 28, 29, gebedskaartjie 29, goed jong dame, 30, 30, 31, wie het 31? Ek het vir julle iets getuig wat die grootste is wat getuig kon word, dat Christus lewe. Dink daaroor. Wat beteken dit vir jou siel? Weet julle, daar is baie verskillende godsdienste, honderde van hulle in die wêreld wat dit sou ontken. Boeddhas, Mohammedane en so voort. Ek veronderstel broer Roberts en miskien Tommy Osborne ook is teenwoordig wat sendlinge van die oorseese velde is. Hulle kan jou net nou sê dat hulle reg sal opstaan en jou vertel. Dat hulle godsdienst net soveel sielkunde het as wat ons het. En hulle, jy beter weet waarvan jy praat wanneer jy met hulle praat. Hulle is nie bang nie. En nou, maar ons godsdienst is die enigste godsdienst waar daar is, Christelike godsdienst, wat kan bewys dat hulle stigter lewe na 2000 jaar sien, want sy lewe in sy kerk. Dis wat hy beloof het. Nou en dan, wanneer ek hier staan met hierdie stelling maak wat ek maak, besef julle wat dit beteken. Daar's ten minste 1000 mense hier vanaand. Ek sou sê makkelijk 1000 mense. En ek het dit gehad, maar daar 40 sou wees, of ja, 150, 200,000 mense op een slag, alles deur mekaar, en op elke manier. Hy het nog nie geval nie, en hy sal nie val nie, want hy is God, en hy kan nie val nie. So jy moet seker wees, dat jy weet waarvan jy praat.
Nou, julle mense daar buite wat nie gebedskaartjies het nie en voor gebid moet word. Nou hierdie ry hier is nie 'n ry van onderskeiding nie. Ek kon dit net nie doen nie. Dit sou my doodmaak. Hoeveel weet dat toe Daniël een visioen gesien het, hy baie dae lank ontstel was in sy kop. Steek jou hand op. Goed. Hoeveel weet dat die vrou die soom van sy kleed aangeraak en sy het hom aangeraak en hy het omgedraai gesê, "Wie het my aangeraak?" En almal het dit ontken. Hy het uitgekyk en nie gehoor totdat hy die vrou gevind het en hy het gesê, "Jou geloof het jou gered." Hy het haar vertel van haar bloedvloeiing wat gestop het omdat haar geloof sy hom aangeraak het. Nou, hy het nie daardie fisiese aanraking gevoel nie, want daar was 'n klomp mense wat hom aangeraak het. Petrus het hom bestraf gesê, "Wel, almal raak u aan, waarom sê u so iets soos daardie? Almal raak u aan, moet dit nie sê nie." En hy het hom bestraf. Maar hy het gesê, "Ek sien dat ek het wat, daar deeg van my uitgegaan het." Hoeveel weet dat deeg krag is? Sekerlik, hy het swak geword. Nou, as een vrou wat die Seun van God aangeraak het, hom swak gemaak het, hoe kon ek dit verduur, 'n sondaar gered uit genade? En hy het gesê, "Hierdie dinge wat ek doen, sal hulle ook doen, en meer as hierdie sal hulle doen." Ek weet die koning James sê groter, maar die ware vertaling daarvan, as jy dit naslaan, is dit meer as hierdie sal hulle doen. Sien, want die kerk sal universeel wees en meer wees. Nou, maar hy kan niks groter doen nie. Hy het die siekes genees, die dooies opgewek en die stier gestop. Alles gedoen wat gedoen kon word. Jy kan nie meer in kwaliteit doen nie, maar meer in kwantiteit. Omdat sy gees sou kom en in die kerk wees, net vanaand terwyl dit hier aan die gang is, kan dit in Afrika aangaan, kan dit in Australië aangaan, oral. Maar toe God hier op aarde was in die menslike vorm, was Jesus Christus God wat vlees geword het en onder ons gewoon het. Nou al die volheid van die Godheid was liggaamlik in hom. Hy was God gemanifesteer. Niemand het die Vader op enige tyd gesien nie, maar die enige gebore van die Vader het hom verklaar. Die God het homself verklaar, want hy was deur sy seun Jesus. God het die maagd Maria oorskadu, 'n bloedsel in die baarmoeder geskep, en enige iemand weet dat lewe kom van die manlike geslag, is reg, en kan 'n eier lê, maar as sy nie by die manlike voel was nie, sal dit nie uitbroei nie. Nee meneer, want dit het nie die lewe daarin nie. Lewe kom van die manlike. En dan in hierdie geval was God die manlike en daar was glad geen seksuele verhouding daaraan nie. God die skepper het die bloedsel geskep. Hy was nie Jood of heiden nie, hy was God, dis reg. Die bloed van Jehovah God het vir homself 'n bloed geskep om sy mense te heilig. En dan daarin het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon. Hy het die Gees onbeperk gehad, ons het dit ten dele. Nou as ek na die oseaan toe gegaan en geneem het, soos hierdie geskenkie wat hy my gegee het, as ek na die oseaan toe gegaan het en 'n lepelvol uit die oseaan geneem het, is dit omtrent in vergelyking. Hierdie geskenkie hier is net soos 'n lepel water uit die oseaan, en syne was die hele oseaan. Maar het jy geweet, as jy daardie kolletjie ondersoek wat jy in jou het en daardie kolletjie wat ek in my het, is dieselfde chemikalie en daardie lepelvol wat in daardie hele oseaan is, sekerlik, dit is dieselfde ding, nie soveel daarvan nie. Ons het die Gees ten dele, God het dit uitgestort vir ons ten dele, maar hy het dit onbeperk uitgestort op hom. So die werke wat hy gedoen het, sy kerk, hy het geskei homself verdeel onder sy mense, dat sy werke kon voortgaan deur sy kerk, as dit nie liefde is nie. Geen wonder mense raak mal nie, en hierdie beroemde lied van O liefde van God, hoe ryk en suiwer. Hulle sê vir my dat daardie vers, laaste vers op eerste vers, liewer glo ek op laaste een, is gevind op 'n muur van 'n inrigting vir kranksinniges. Niemand sou ooit kon uitdruk met 'n pen, of geen manier om die liefde van God te probeer uitdruk nie. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Wat 'n uitnodiging wat Jehovah God aan sy mense gegee het. Vriende, ons behoort skaam te wees om hom nie te dien nie. Nou julle verstaan dat dit wat ek gesê het 'n lepelvol is. Now, he is here present now in this meeting. Christ is here. Do you believe that? Nou, hy is nou hier teenwoordig in hierdie diens. Christus is hier. Glo julle dit? Nou dat julle mag weet, het enige iemand in die diens hier wat nog nooit tevore in een van my dienste was nie. Steek hulle hand op wat nog nooit in was nie. O, goeiste, die helfte van die skare, meer as die helfte. Waar kom julle elke keer? Nou ek kon net nie die tyd neem nie.
Julle almal daar buite wat in God glo, wat nie 'n gebedskaartjie het nie, laat die onderskeiding daar buite wees. Glo jy het genoeg geloof om sy kleed aan te raak? Glo jy dit? Glo jy het geloof? As jy dit glo, goed, kan jy dit kry. Nou, as Jesus Christus dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid, glo jy dit? Glo dit nadruklik? Wel, is hy 'n hoëpriester wat nou aan die regterhand van God sit en kan voorspraak maak volgens ons belydenis? En hy is die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Glo julle dit? Glo julle nuwelinge dit? Wel, hoe sou daardie hoëpriester dan optree as hy hom vanaand aangeraak het? As hy dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid, sou hy dieselfde optree as wat hy toe het. En daardie vrou het sy kleed aangeraak. Hy het gesien wie sy was en haar geroep en haar vertel wat sy gehad het. Is dit reg en verklaar dat haar geloof haar genees het? Nou glo jy dieselfde ding, bid jy, hier is 'n uitdaging. Laat die onderskeiding daar buite wees. Hierdie is net mense wat in die gebedsry staan. Nou as julle mense wat hier staan in hierdie gebedsry daar buite kan kyk, sal julle besef dat ek kan net bid en hande op julle lê. Jesus het gesê vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg, as hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Nie net my hande nie, maar elke hand hier binne deur geloof gaan op julle gelê word vir julle genesing. Ons is nie hier om te vertoon nie, ons is nie vertoningsmense nie. Ons is Christene, ons is hier om te manifesteer en vir julle God se evangelie te gee. God het die belofte gemaak, die gawes gestuur. Predikers hier binne, wat is die gawes in die kerk? God in die kerk geplaas, eerste apostels het reg op sendelinge. Dis dieselfde ding, almal van hulle beteken gestuur, een wat gestuur is. Apostels, profete, leraars, evangeliste en pastore. God het hulle deur sy eie genade en sy voorkennis in die kerk geplaas. Elke plaaslike kerk is daar 9 gawes soos praat in taal en uitleg van taal en al hierdie ander wat julle so geleer is. Nou dit manifesteer net, sal een vanaand wees en 'n ander aan. Maar nou as Christus onder ons woon, laat hy aan ons bewys vanaand dat hy is. Nou julle wat geloof het en julle glo, en mag dit ten minste 2 of 3 wees om te bevestig dat ek die waarheid gepraat. Enige plek in hierdie gehoor, begin jy bid, sê God laat die man met my praat, ek sal weet, dit is nie hy nie. Daar is nie 'n persoon wat ek kan sien, almal in hierdie gebedsry, vreemdelinge vir my steek op julle hande, elkeen van julle wat vreemdeling is. Reg deur die gehoor hier wat vreemdeling is, steek julle hande op, almal wat vreemdeling is. Nou bid julle en kyk of die hoëpriester nog lewe om voorspraak te maak. Kyk of julle hom steeds kan aanraak, doen julle dit. Dan sal dit alle agterdog van julle wegneem. Bid net. Ons het die foto's daarvan hier, dit is die wêreld oorgeneem in Duitsland en Amerika en Kanada en oral. Wetenskaplik, dit hang in 'n godsdienstige kunsthal daarbo, wetenskaplik bewys. George J. Lacey, die hoof van die FBI vingerafdruk en dokument het gesê, hy het die dokument self onderteken. Die lig het die lens getref. Hy het gesê, ek het dit altyd betwyfel, maar die kamera sal nie sielkunde afneem nie. Dis nie sielkunde nie. Hierdie dame wat hier sit en bid met haar kop gebuig, wat reg voor my sit. Jy wil oor daardie aanbeë kom nie waar nie? Ja, en jy het windjies op jou kop, het jy nie? Goed, dis nou klaar. Gaan huis toe en word gesond. Hierdie vrou het reg hier buite op die punt sit met haar hand op teen haar mond soos hierdie. Wil jy oor daardie diabetes kom en gesond gemaak word? Glo jy dat Jesus Christus jou sal genees? Goed, gaan dan huis toe en word genees. Jesus Christus sal jou gesond maak. Hierdie man wat net hier sit met hoë bloeddruk, glo jy dat God jou sal gesond maak, meneer wat daar agter sit? Glo jy dat? Goed, staan op jou voete. Hierdie man net hier met die rooi das aan. Ek ken jou nie, jy's 'n vreemdeling vir my, maar gaan huis toe en word gesond. Christus maak jou gesond. Nou glo jy, julle mense hier, wat vir julle eerste keer? Hier, wat is die eerste hierdie? Jy dame, kom hier net 'n oomblik, staan net daar 'n oomblik. Is ek en jy vreemdelinge vir mekaar? God ken ons albei en ons is vreemdelinge. Nou hier is 'n vrou, hier is my hand. Ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie, sover ek weet nie, sodat julle sal sien dat die onfeilbare wys dat Christus die Heilige Gees hier is, sien? Nou,
Nou as die Heilige Gees aan my sal openbaar, as ek so sê, dame, jy siek, wel, dis alles waar, jy is waarskynlik siek. Maar as hy vir my so sê, ek sê, kom, lê my hand op jou, en ek sê, God sal jou genees, en ek lê my hand op jou, jy het 'n reg om dit te glo, dis waar, dis reg. Ek sou sê, die Heilige Gees is hier, dis reg, ek glo dit, maar nou, as hy vir jou iets sou vertel wat hy gedoen het, of iets soos waarvan ek gepraat het, wat hy gedoen het vanaand in die skrif, dan sou jy weet, dit sou een of ander krag moet wees. Want ek ken jou nie, ek het jou nog nooit gesien nie. Sou dit reg wees gehoor aan julle mense wat nog nooit tevore in die diens was, die steek hulle hand op as dit reg sou wees. Julle dink dit sou reg wees. Nou hier is my hand, die dame ken my nie, ek ken haar nie. Ons staan net hier, hierdie is net die foto van Johannes 4, wanneer hy huis toe gaan. Jesus het 'n vrou by die put ontmoet, 'n Samaritaanse vrou, en haar vertel wat verkeerd was met haar. Onthou enigiemand dit, ons het dit in die boodskap gehad vanaand, hier is dit weer, net hier vanaand, net hier dieselfde. Die Heilige Gees, die vrou, ek weet nie, sy mag nie 'n Christen wees nie, sy mag siek wees, sy mag in finansiële probleme wees, ek ken haar nie. Ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie, maar as iets met haar praat, dan sal julle weet, dis een of ander krag. Nou, dit hang van julle af om te glo wat dit is, dit hang van julle af. Onthou, as jy dit betwyfel, hou dit dan vir jouself, want een woord daarteen sal nooit vergewe word nie. Jesus sê, in hierdie wêreld of die wêreld wat sal kom nie. Ek weet nie of hy dit sou sê nie, maar as die Here wil, sal julle weet of dit die waarheid is of nie, julle sal weet. Nou, jy is 'n Christen, ek sê dit nie, omdat jy daar staan en iets met jou lippe sê en bid nie, ek sê nie, dit is so nie, want as jy kan dit sê en dit steeds net aansit, maar jy is 'n Christen, dis reg, want ek weet dat jou gees welkom voel. En jy is bewus dat iets net nou aan die gang is, 'n baie liefdevolle, nederige gevoel. Tussen my en jou staan daar die lig wat beweeg. Nou, jy wil hê ek moet vir jou bid vir 'n vergroeisel, en daardie vergroeisel is onder jou regterarm, dis soos 'n knop, dis reg. Glo God kan vir my sê wie jy is, mevrou Lindsay, jy kan huis toe gaan en gesond gemaak word, Jesus Christus. Wil julle nou met julle hart, nou laat ons net almal bid in 'n gees van gebed wees. Kom, suster. Nou, Hemelse Vader, ek bid dat U haar sal gesond maak in Jesus naam. Jy is bewus dat ek sou weet wat verkeerd was met jou, behalwe jou skuldklier en dinge. Glo dat God jou sal gesond maak? God in die hemel, wees genadig en genees. Wil jy ek moet vir jou sê wat verkeerd is met jou? Wil jy ek moet dit doen? Dis 'n damesprobleem, vroulike probleem. Dis reg, is dit nie? Nou gaan net op jou pad in geloof, sien, en net geloof. Nou kom, meneer. O Here, ek bid dat U ons dierbare broer sal help en hom gesond maak soos ek hande op hom lê in Jesus naam. Om my broer. Vader God, maak ons broer gesond, bid ek in Jesus naam. Amen. Kom, suster, glo dat God jou sal gesond maak wanneer ons bid. Nou moenie twyfel nie. Hemelse Vader, bid ek dat U haar sal genees en haar sal gesond maak in Jesus naam. Kom, suster. Hulle vertel wat verkeerd is. Die visioen genees jou nie, dis jou geloof in God wat jou genees. Sien, hy is nog steeds hier. Hy het net nie daardie een getref en weggegaan nie. Hier, kom hier, meneer. Glo as God vir my kan sê wat jou probleem is, dat jy geglo het, dit sou God wees. So jy, meneer, goed, natuurlik, nou waarvoor jy wil hê ek moet bid, is daardie vergroeisel op jou gesig. Dis waarvoor jy wil hê. Nou wag net 'n oomblik en kyk of die Heilige Gees iets anders sou sê, sien? Nou net natuurlik, julle sien die vergroeisel op sy gesig. Net sodra hy hier gestaan het ek gesien, dis wat hy wou hê, sien die vergroeisel op sy gesig. Goed, meneer, ja, meneer. Dis waarvoor jy wil bid, is 'n vergroeisel op jou gesig. Jy blyk 'n gawe man te wees, ja, 'n prediker, dis reg. Jy's ook nie van hier nie, jy's van 'n ander streek. Dis 'n beboste streek, oral rondom. Jy's van Arkansas. Jy bid vir iemand in Arkansas. Daardie persoon het 'n kanker. Jy is eenmaal genees van 'n kanker. En die kanker is op jou nek, daarvoor gebid dat dit afval. Dis reg. Dit was by Jonesboro. Dis reg. Dis so spreek die Here. Dis waar. Glo jy God kan vir my sê wie jy is? Eerwaarde meneer Shepard, dit sal jou gesig verlaat as jy dit sal glo. Gaan en hy geloof in God en glo met jou hele hart. God seën jou. Hy geloof daarvoor. Dis al. Wees almal nou net in gebed. Almal wat bid vir hierdie siek mense. Wat is dit jou moeder is en so voort wat kom? Ek bid dat U die sig van ons broer sal herstel en hom sal laat gesond word in Jesus naam. Amen. God lê hande op die vrou, mag sy genees word in Jesus naam. Die seun met die blinde oë het oopgegaan terwyl hy by die trappe afgegaan het. Laat ons God prys almal.
If you can only believe, all things are possible. You believe God ask you to help. Lord, in Jesus' name. God bless you. Come, Mother. God is a great God. Father, in Jesus' name. Come, believe. How do you do, sister? You believe you'll get well about that? Kind Heavenly Father, I pray that in Jesus' name you can restore the sight of your life. Give mercy to me. I pray in Jesus' name. No doubt. That's it now. Believe all of you with all your heart. Is daar vir haar gebid? Dit kan wees, kyk sien, glo God kan my iets anders van jou vertel, glo sal dit jou meer laat glo, want dit is 'n ernstige ding, jy moet net 'n klein hupstootjie van geloof kry. Glo jy dat hy vir my kan sê, daardie vergroeisel is waarvoor jy gebid wil hê, natuurlik, jy het 'n swakheid, en dan is jy baie senuweeagtig oor iets, dis oor ja, dat jy geliefde het waarvoor jy gebid wil hê. Dit was jou man, hy was hier in die diens, hy moes vertrek om huis toe te gaan, dis reg. Glo God kan vir my sê wie jy is, mevrou Austin, en jy kan huis toe gaan en gesond wees, glo dit met jou hele hart. Moenie twyfel nie, jy glo, almal glo nou met julle hele hart, bid dat sy haar genesing ook sal ontvang soos sy deur hier ry gaan. Mag die vloek haar verlaat in Jesus naam, amen. Goed, glo nou, dis reg broer, gaan glo. Kom suster, glo net met jou hele hart soos jy gaan. Nou ons goeie hemelse Vader, ek bid dat U ons suster sal seën, na haar gesond maak in Jesus naam. Amen. Soos jy deur die ry gaan, net asof jy onder die kruis is, glo dat jy onder die gebede van hierdie mense deurgaan. Vader, in Christus naam, mag ons suster genees word. Jy sal sterf aan die kanker, maar jy glo dat God jou sal gesond maak. Nou, dis 'n verskriklike ding, maar die duisternis het jou verlaat. Dis nou weg van jou af. As jy sal glo, die kanker sal jou nooit doodmaak nie. Gaan op jou pad. Is dit verskoon meneer, ek het gedink hulle was almal verby. Ek het afgekom na die dame toe. Partymal maak daardie visioene my swak en dit wel jy trek net uit die gehoor en alles sopeel. Glo jy? Dis baie goed. Dis jou diabetes het jou nogal gepla. Glo jy dat Christus jou sal genees van daardie diabetes? Jy het 'n gewoonte waarmee jy ook moet ophou, sigarette rook, dis reg. En nog 'n ding, jy het Jesus nodig as jou verlosser. Dis donker om jou, jy is nie 'n Christen nie. Sal jy hom nou aanvaar as jou persoonlike verlosser? Aanvaar jy hom as jou verlosser? Goed. Meneer Perry, dis jou naam meneer Perry, jy is nog gered. Christus vergewe jou sondes, genees jou siekte. Gaan op jou pad en wees gesond in die naam van Jesus Christus. Glo julle met julle hele hart? Glo almal, nou ek wonder of daardie mense wat hulle hand opgesteek het 'n paar minute gelede, glo julle dat God gebed verhoor? Sal jy hier toe kom en net 'n oomblik hier staan? Sal jy regtig hier na toe kom terwyl jy in die teenwoordigheid van die Heilige Gees is, dat jy graag net hier na toe wil kom terwyl ons 'n lied sing? Almal van julle wat Christus nodig het, sal julle net 'n oomblik reguit hier na toe kom? Dat julle hom wil aanvaar as julle persoonlike verlosser, kom hier in sy teenwoordigheid. Julle sal nooit nader wees nie. Ek sê julle vriende, ek hoop nie julle beskou my as 'n fanatikus nie. Ek vertel julle die waarheid, die Gees van God is nou in die diens. Julle weet dit bo enige swempie twyfel. Nou terwyl ons 'n lied sing, wat gaan ons sing? Sê wat? Ek het hom lief. Terwyl ons sing, ek het hom lief uit die balkonne, sal ons vir julle wag, kom hier onder toe en staan hier, net vir 'n klein persoonlike gebedjie, as julle sal net hier. Kom, laat die mense weet dat jy hom regtig glo en jy hom wil aanvaar, reg in sy teenwoordigheid. Nou kom reguit af en staan hier in hierdie ruimte saam met my net 'n paar oomblikke. Sal julle dit nou doen terwyl ons sing, ek het hom lief? Goed, broers. Will you come right on now, you that raise your hand? Sal julle nou kom, julle wat julle hand opgesteek het? Kom reguit uit die balkonne uit, dis reg. And purchase my salvation on Calvary. Friends, I
want to ask Vriende, ek wil julle vra, dink julle ooit julle sal enigstens nader wees as wat julle nou is, totdat julle sy sigbare vorm sien? Hy sê hier, ek is julle broer, ek's net 'n man soos julle is. Maar net omdat ek in staat is om myself aan die Gees te onderwerp en te ontspan, doen hy daardie dinge. Nou ek's baie swak soos julle sweet van my hand kan sien afloop. Verlossing op Golgotha, sal julle nie nou kom nie? Die Here wat die geheime van jou hart ken, die blindes laat sien, die dowes laat hoor, die stommes laat praat, sy liefdevolle teenwoordigheid is hier. Sal jy nie nou uitkom nie? As jy afvallig is ver van God af, koud in jou hart 'n nuwe ondervinding met God wil hê, sal jy nie vorentoe kom nie. Of selfs as jy nie sy Heilige Gees ontvang het nie, hoekom beweeg jy nie sommer nou nie? Kom hier op in. Ken nie die skrif nie. Moenie die wonderwerke van Openbaring 11 toepas in die heidense tydperk nie. Dis vir Jode. En een van hierdie dae gaan God my na Jerusalem laat gaan. Dit sal wees, onthou net, as jy glo dat ek God se diensknegt is, wanneer die Jode Christus as Messias ontvang, is die heidene klaar. Dis julle eer, julle beter kom. Nog een keer sodat ek seker sal wees dat ek nie op daardie dag hoef te antwoord nie, nog een keer. Prediker broers, kom uit en kom hier, sal julle? That's right. Love me. And purchase my salvation on Calvary. All the presence of His being. Hoor die teenwoordigheid van sy wese. Come right on down, that's it, sister. Come right on, brother dear. Kom reguit af. Dis reg, suster. Kom reguit hier na toe, dierbare broer. Heavenly Father, we now bring to Thee, Hemelse Vader, ons bring nou na U toe in die naam van U Seun die Here Jesus, hierdie boetvaardiges wat voor U gehoor staan. Hulle is jammer oor hulle sonde. Hulle is die trofee van hierdie diens, die trofee van U genade en U teenwoordigheid. Daar staan geskrywe in die skrif dat niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. En dan staan daar ook geskrywe, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Watter bevoorregte mense is hierdie vanaand om te weet dat God Almagtig hulle na sy Seun Jesus toe getrek het. Hulle is liefdesgawes wat God aan sy Seun Christus Jesus gee. Niemand kan hulle uit my hand ruk nie, het Jesus gesê. Hulle is daar veilig bewaar. Hulle kom met die oortuiging van hulle gees, Here, die Heilige Gees wat hulle in U teenwoordigheid inbring. Hulle is oortuig dat hulle verkeerd is en hulle wil ewige lewe hê. Jy het gesê, soveel as wat glo, hulle ontvang hierdie ewige lewe. En jy het gesê dat U hulle sal opwek in die laaste dag. En om te dink dat soos die warm son die aarde begin baai het, die klein verborgde lewens van daardie blomme wat in die grond lê,
wat geen wetenskaplike ooit daardie kiem van lewe kon vind nie, maar dit het in die stof gelê en net die regte atmosfeer van daardie son die blommetjies voortgebring het, hulle oral kom. Dis wanneer die son, die SON wat botaniese lewe opwek, die blom voortgebring het. Eendag sal die Seun van God kom, en hierdie mense vanaand wat hier staan om ewige lewe te ontvang, voor hier gehoor, voor u diensknegte, hierdie predikers, hulle staan nou hier om ewige lewe te aanvaar. En eendag mag hulle wees in die stof ingaan, daar mag 'n kus wees waarin hulle lê, 'n modder oor hulle liggaam gegooi word, 'n grafsteen opgerig word. En hulle kan nie ewige lewe verberg nie, wanneer Jesus kom, sal hulle uitkom, omdat u dit beloof het. Ons gee hulle vir u, Here, en hulle is trofee. Mag hulle 'n lang lewe lei hier op aarde, vol vreugde en vrede. Mag hulle goeie teste vind, 'n goeie kerktekste, en daar getrou bly op hulle pos. Totdat die dood hulle sal vrymaak van hierdie aardse wedloop. Skenk dit, Vader, hulle is u sin in Christus naam. Julle wat rondom die altaar staan, julle wat opgekom het om te bekeer, glo en aanvaar julle nou Jesus as julle persoonlike verlosser, glo dat al wat julle kan doen is om jammer te wees vir jou sondes, hy wat vra ontvang. As jy dit glo, sal jou hande opsteek dat jy nou jou sondes sal versaak en Jesus as jou verlosser sal aanvaar. Steek jou hande op, oral langs die altaar, wonderlik, die Here God seën julle. Jou prediker broers, ek wil hê julle moet opkom om hulle waar hulle is, hande op hulle lê, en ons sal vir hulle bid dat hulle die doop van die Heilige Gees ontvang net waar hulle staan. Kom reguit op om hulle, elkeen van julle kom op almal. Hulle predikers hier, vergader rondom en lê hande op hulle, dat hulle die doop van die Heilige Gees sal ontvang. Nou die res van die gehoor, buig julle hoofde in gebed terwyl hulle ook bid. Broer Du Plessis, kom jy hier en lê hierdie gebed as jy sal, terwyl ons bid.